Baie welkom by nog 'n uitsending van Bybelstudies saam met François. Ons is besig met 'n studie en 'n oorsig van al die briewe wat Paulus geskryf het aan verskeie gemeentes in die Nuwe Testament, soos wat ons dit vandag ken en soos wat dit vir ons opgeneem is deur die Heilige Gees in die woord van die Here. Ons loof en prys die Here vir ons Bybels en dat ons die voorreg het om sy woord te kan lees, te kan bestudeer, daaruit te kan leer, en ons moet dit altyd doen deur die leiding van die Heilige Gees, want dan weet ons, is ons op die regte pad. Ons hak vas vandag by die briewe aan 1 en 2 Timoteus, en as daar 'n tydjie oor is hier aan die einde, dan sal ons ook kyk na die brief wat Paulus geskryf het aan Titus. 1 en 2 Timoteus. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te lei in hierdie bediening. Vader, deur u Gees, lei ons in alle opregtheid, met gesuiwerde en skoon harte. Was ons met die water van u woord, Heilige Gees, om te kan inneem, te kan ontvang, maar ook bekertjies koue water, te kan uitdeel, u tot eer, in Jesus se naam. Ja, amen. Die briewe aan Timoteus, 1 en 2 Timoteus. Die 2 briewe aan Timoteus, sowel as die brief aan Titus, staan bekend as die pastorale briewe. Sommige baie slim mense voeg Filemon ook daarby. Dit is briewe wat aan hulle as pastore gerig is en handel oor hoe hulle die pastorale bediening van hulle onderskeie gemeentes moet behartig. Daarom word sterk aandag gegee aan hulle persoonlike roepingsbewussyn, gefokus op hoe om die regte leer en lewe te handhaaf in 'n situasie waar daar toenemend valse leerstellings die kop uitgesteek het, en aandag gegee aan die funksionering van die gemeente in terme van ouderlinge, diakens en ander geestelike werkers. Hoewel daar baie verskil van mening is onder geleerdes wanneer die briewe geskryf is en of dit hoegenaamd deur Paulus geskrywe is, lyk dit uit die briewe se eie interne gegevens asof die eerste brief van Timoteus van 'n tyd net na die gevangenskap in Rome praat, want Paulus skryf dit waarskynlik uit Macedonië. Dit was dan hier rondom die jaar 62 tot 63 na Christus. 1 Timoteus 1 vers 3. Soos ek by jou aangedring het toe ek na Macedonië vertrek het, moet jy in Efese bly, sodat jy sekere mense opdrag kan gee om nie vreemde leringe te versprei nie. Nou, aan wie skryf Paulus? Ons kyk na die begin van 1 Timoteus hoofstuk 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Hier vertel Paulus aan wie skryf hy die brief? Aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ja, amen. Hoewel daar baie verskil van mening is onder geleerdes wanneer die briewe geskryf is, en of dit hoegenaamd deur Paulus geskrywe is, lyk dit uit die briewe se eie interne gegevens, asof die eerste brief aan Timoteus van 'n tyd net na die gevangenskap in Rome praat, want Paulus skryf dit waarskynlik uit Macedonië. 1 Timoteus 1:3 wat ons dan ook gelees het. Die brief aan Titus kom waarskynlik ook uit hierdie tyd, en wel net nadat Paulus vir Titus agtergelaat het in Kreta. Ons kan daarvan lees in Titus 1 vers 5. Dit veronderstel dat Paulus 'n 4de sendingreis onderneem het deur Macedonië, Klein-Asië en Kreta, voor hy hom weer in Rome bevind. Die tweede brief aan Timoteus word duidelik weer uit die gevangenis in Rome geskryf.
2 Timoteus 1 vers 8 en 17 lees as volg: Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Vers 17 trouwens, toe hy in Rome was, het hy ywerig na my gesoek en my gevind. 2 Timoteus 2:9 Waarvoor ek verdrukking ly, selfs in boeye, soos 'n misdadiger, maar die woord van God is nie geboei nie. Ja, amen. Hierdie geskiedenis word dus nie deur die boek Handelinge beskrywe nie. Timoteus was afkomstig van Lystra en het heel moontlik tot bekering gekom met Paulus se eerste besoek daar tydens sy eerste sendingreis. Dit is die plek waar Paulus gestenig is en as ware uit die dood opgestaan het. Handelinge 14 vers 19 en 20, daar staan geskrywe: Maar daar het Jode uit Antiochië en Iconium aangekom en die skare oorgehaal. Hulle het Paulus gestenig en hom uit die stad gesleep, omdat hulle gedink het, hy is dood. Vers 20, maar toe die disippels rondom hom gaan staan, het hy opgestaan en die stad binne gegaan. Die volgende dag het hy saam met Barnabas na Derbe vertrek. Timoteus se pa was 'n Griek en sy ma Eunice 'n Joodse Christen, soos trouwens sy ouma Louise ook was. Handelinge 16 vers 1 en 2. Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra, en kyk, daar was 'n disipel met die naam Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. Hy was iemand oor wie die broers in Lystra en Iconium goeie getuienis gelewer het. 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Louise en in jou moeder Eunice was, en ek is oortuig dat dit nou ook in jou is. Met Paulus se tweede besoek aan Lystra het Timoteus by Paulus aangesluit nadat hy besny is, waarskynlik omdat sy ma 'n Jodin was. In Timoteus het Paulus 'n jong gelowige gevind wat met oorgawe hom aan die bediening gegee het. Timoteus is met die skrywe van die brief die pastoor van Efese, die plek waar Paulus ook vroeër lank gewerk het. Handelinge 18 tot Handelinge 20 omvat die geskiedenis. Ons het reeds vir mekaar gesê dat Paulus se briewe aan Timoteus deel is van die pastorale briewe, geskryf om praktiese leiding te gee oor gemeente, organisasies, gesonde leer en bediening. 1 Timoteus fokus op Efese gemeente, reëls en leierskap, terwyl 2 Timoteus Paulus se laaste persoonlike bemoediging tot volharding vanuit die tronk is. Ons kyk in oorsig, 1 Timoteus, die doel. Timoteus is in Efese geplaas om dwaalleraars te bestry en orde in die gemeente te bring. Die tema: riglyne vir openbare gebed, kwalifikasies vir ouderlinge en diakens, eerbied in die huis van God en die belangrikheid van gesonde leer. Die kernboodskap van 1 Timoteus: volhard in die ware geloof en lei die gemeente met integriteit. 2 Timoteus, die doel: Paulus skryf uit 'n Romeinse tronk omstreeks 67 na Christus, kort voor sy dood, om Timoteus te bemoedig en op te roep om sy bediening voort te sit. Die temas: persoonlike aansporing, volharding in lyding, die krag van die skrif en die oordrag van die bediening. Die kernboodskap van 2 Timoteus: voltooi jou bediening en bly getrou aan die evangelie ten spyte van vervolging. Hierdie briewe bied 'n intieme kykie in die verhouding tussen Paulus en sy geestelike seun Timoteus en is noodsaaklik vir verstaan van vroeë kerkleierskap.
Ons het dit reeds mekaar gesê, Paulus se 2 briewe aan Timoteus en ook aan Titus word sy pastorale briewe genoem. Hoekom? In hierdie briewe gee hy voorskrifte oor die opdrag en pligte van gemeentelede. Hy lê ook belangrike beginsels vir die organisasie en beheer van die gemeente neer. Timoteus het die gemeente in Efese bedien en Titus die een op Kreta. Ons lees dit soos wat ons dit reeds gelees het, 1 Timoteus 1:3 en Titus 1:5, waarby ons later sal kom. Die persoonlike geskiedenis van Timoteus, ek herhaal goedjies hier. Timoteus se naam word die eerste keer in Handelinge 16 vers 1 genoem. Sy moeder se naam was Eunice, 2 Timoteus 1:5. Sy was 'n Jodin, maar sy vader was 'n Griek, Handelinge 16 vers 1 en 3. Paulus noem Timoteus my ware kind in die geloof, 1 Timoteus 1:2. Hieruit kan ons aflei dat hy onder die bediening van Paulus tot bekering gekom het. Sy ma en ouma Louise was albei Christene, 2 Timoteus 1:5. Die jong Timoteus het 'n groot indruk op die ouer lidmate in Lystra en Iconium gemaak. Terwille van die Jode het Paulus vir Timoteus laat besny en hom toe saam met hom as hulp op sy sendingreise geneem. Jy kan vergelyk Handelinge 16 vers 1 tot 3. Hoekom praat ons van pastorale briewe? Hierdie briewe word so genoem omdat hulle bedoel was om pastorale leiding aan die leiersfigure in sekere gemeentes te gee. Die eerste brief aan Timoteus. Indien aanvaar word dat Paulus die outeur was, is 1 Timoteus na alle waarskynlikheid in 62 tot 63 na Christus vanuit Macedonië geskryf, 1 Timoteus 1:3. Na Paulus se vrylating uit sy 2-jarige gevangenskap in Rome. Ons kan ook hier vergelyk die inleiding tot Efesiërs, Handelinge 28 vers 16 en 30. Die skrywer identifiseer homself as die apostel Paulus, 1 Timoteus 1 vers 1. Weens die styl, besondere omstandighede en sekere teologiese aspekte van hierdie brief, meen heelwat geleerdes dat dit in 'n latere stadium deur 'n toegewyde volgeling van Paulus in die naam van sy leermeester geskryf is. Nietemin is daar goeie oorwegings vir die aanvaarding van die tradisionele standpunt dat Paulus die outeur van hierdie brief was, en daarby staan ek vas. 1 Timoteus is gerig aan Timoteus, Paulus se ware kind in die geloof, 1 Timoteus 1:2, wat as gemeenteleier in Efese opgetree het toe die brief geskrywe is. In die brief dring Paulus by Timoteus aan om 'n tyd lank in Efese aan te bly, omdat die kerklike situasie daar sy dringende aandag nodig het, 1 Timoteus 1:3. Timoteus moenie net optree teen die persone wat valse leerstellings versprei en die gemeente met hulle onsinnige praatjies verwar nie. Hy moet ook weet hoe die gemeente as die huisgesin van God moet funksioneer en ingerig moet word, 1 Timoteus 3 vers 15. Ons lees dit saam. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en fundament van die waarheid. En hierdie versie vat saam en is die fundament van Jesus Christus se kerk vandag hier op aarde. Ons is die kerk van die lewende God. Ons is 'n pilaar en fundament van die waarheid van die evangelies van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Ja, amen. Die eerste brief aan Timoteus bevat voorskrifte oor die gemeente se gebede en oor hoe mans en vroue in die gemeente moet optree. Paulus skets die vereistes vir ouderlinge,
die diakens en die vroue wat hulle moet bystaan en gee aan Timoteus goeie raad oor sy optrede in verskillende situasies en teenoor verskillende groepe in die gemeente. Ten spyte daarvan dat hierdie brief aan Timoteus gerig is, dra dit 'n sekere formele en amptelike karakter. Dit gaan oor die behoud van die suiwer leer, oor 'n voorbeeldige Christelike leefstyl en oor die regte bediening deur die onderskeie amptsdraers. Timoteus word opgeroep om soos 'n ware evangelie-dienaar op te tree en Paulus hierin as sy model te gebruik. 1 Timoteus word as volg ingedeel. Hoofstuk 1 vers 1 tot 2, die brief aanhef. Ons lees daar Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God, ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus, ons Here. Hoofstuk 1 vers 3 tot 20, Timoteus se taak in Efese. Hoofstuk 2 vers 1 tot 3 vers 1, voorskrifte aan die gemeente. 3 vers 1, die tweede gedeelte van die vers tot 13, vereistes vir opsieners en diakens. 3 vers 14 tot 4 vers 16, voorskrifte aan Timoteus. Hoofstuk 5 vers 1 tot 6 vers 2, ouer mense, weduwees, ouderlinge en slawe. 6 vers 2 tot 10, ware rykdom. 6 vers 11 tot 21, die laaste opdragte. En 6 vers 21, die tweede gedeelte van vers 21, die seëngroet. Die tweede brief aan Timoteus. Die tweede brief aan Timoteus maak saam met 1 Timoteus en Titus deel uit van die sogenaamde pastorale briewe, wat ons nou al baie keer vir mekaar gesê het. Dit word so genoem, omdat hulle bedoel was om pastorale leiding aan die leiersfigure in sekere gemeentes te gee. Dit sal goed wees dat ons as leiersfigure in gemeentes bietjie die eerste en die tweede brief van Timoteus gaan bestudeer om op die regte pad te bly. Tradisioneel word aanvaar dat Paulus hierdie brief kort voor sy dood in ongeveer 64 na Christus geskryf het, terwyl hy vir die tweede keer in Rome in gevangenskap was, 2 Timoteus 1:8, 16 en 2 Timoteus 9. En ons kan ook hier vergelyk die inleiding tot Efesiërs. God se woord is 'n skakel. Dit staan nie los van mekaar nie. Ons kom dit agter in die skrywe van die briewe van Paulus aan gemeentes. Lees dit, bestudeer dit en kry en ondervind die waarheid en leef daarin. Soos met 1 Timoteus, identifiseer die skrywer van 2 Timoteus homself as apostel Paulus. 2 Timoteus 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Weens die styl, besondere omstandighede en sekere teologiese aspekte van hierdie brief, neem heelwat geleerdes dit in 'n latere stadium deur 'n toegewyde volgeling van Paulus in die naam van sy leermeester geskryf is. Nietemin is daar goeie oorwegings vir die aanvaarding van die tradisionele standpunt dat Paulus die outeur van hierdie tweede brief aan Timoteus was, en daarby staan ek vas. Hierdie brief word soos 1 Timoteus gerig aan Paulus se geloofskind,
2 Timoteus 1 vers 2. Dit is Timoteus. Timoteus tree op as gemeenteleier, waarskynlik in Efese. Vergelyk 1 Timoteus 1:3 en 2 Timoteus 1:18. Ons lees 2 Timoteus 1:18. Mag die Here gee dat hy op daardie dag barmhartigheid by hom vind. Jy weet tog baie goed hoeveel diens hy in Efese aan my bewys het. 2 Timoteus is Paulus se laaste skrywe voor sy dood. Hy kyk oor sy lewe terug en gee sy afskeidsopdragte aan Timoteus. Daarom word 2 Timoteus deur baie vakkundiges as Paulus se geestelike testament gekarakteriseer. Die hooftema van 2 Timoteus is die wyse waarop 'n evangeliedienaar sy werk in die gemeente moet verrig. Met Paulus as sy bedieningsmodel moet Timoteus moedig in sy roeping volhard. Vergelyk 2 Timoteus 1 vers 6 tot 2 vers 13. Hy ontvang verskeie bedieningsopdragte, 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26, en word onder meer gewaarsku om nie by allerlei praatjies en stryery onder meer oor die opstanding betrokke te raak nie, 2 Timoteus 2 vers 14, 16 tot 18 en vers 23. Timoteus word verder gewaarsku oor die moeilike tye wat in die laaste dae voorlê, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9, en vir oulaas bemoedig om te midde van alles tot die einde te bly volhard, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 4 vers 8. Kom ons lees uit 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9. Hoe Paulus, gelei deur die Heilige Gees, vandag omskryf. Toekomstige moeilike tye. 2 Timoteus 3 vers 1. Dit moet jy weet. In die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Nou kom Paulus en hy omskryf hierdie moeilike tye in die laaste dae, want ons leef in die laaste dae. Want die mense, 3 vers 2, want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godlasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, vers 3, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier eerder as vir God, vers 5. Mense wat wel 'n skyn van godvreesendheid voorhou, maar wat die krag van godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense, sê Paulus aan Timoteus. En Paulus waarsku ons vandag net so kliphard, vers 6. Want onder hulle is daar diegene wat huisgesinne binnendring en ligsinnige vroue oorlaai met sondes hulle prooi maak. Vroue wat voortgedryf word deur allerlei begeertes, wat altyd aan die leer is, maar nooit tot volle begrip van die waarheid kan kom nie. Vers 8. En soos Janes en Jambres hulle teen Moses verset het, net so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat korrup is in hulle denke en onbetroubaar in hulle geloof. Vers 9. Maar hulle sal nie baie ver kom nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos dit ook met Janes en Jambres die geval was. Die brief word afgesluit met 'n bemoediging. Vir oulaas bemoedig Paulus ons met sy brief aan Timoteus om te midde van alles tot die einde te bly volhard. Ons lees dit 2 Timoteus 3 vers 10 tot 4 vers 8. Ons het gesê dat saam met die 2 briewe aan Timoteus die brief aan Titus deel uitmaak van Paulus se sogenaamde pastorale briewe. Hierdie briewe word so genoem omdat hulle bedoel was om pastorale leiding aan die leiersfigure
in sekere gemeentes te gee. Kom ons voeg dan vandag by die 2 briewe aan Timoteus ook die brief aan Titus. As aanvaar word dat Paulus die outeur van hierdie brief was, is dit geskryf nadat hy sy eerste gevangenskap in Rome vrygelaat is, na alle waarskynlikheid 62 tot 63 na Christus. Hy het moontlik die brief uit Macedonië geskryf, wanneer ons kyk en vergelyk 1 Timoteus 1 vers 3, voordat hy vir die komende winter in Nikopolis sou aankom, Titus 3 vers 12. Dit lees dan so: Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, haas jou om na my toe te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Soos met die ander briewe, identifiseer die skrywer homself met hierdie brief as Paulus. Titus 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, ter bevordering van die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid, wat ooreenstem met Godvreesendheid. Vers 2. In die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, reeds voor alle tye beloof het. Vers 3. En wat sy woord op sy eie tyd bekend gemaak het, deur die verkondiging wat in opdrag van God ons Verlosser aan ons toevertrou is, Jesus Christus. Vers 4. Aan Titus, my egte seun op grond van ons gemeenskaplike geloof, genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Weens die styl, besondere omstandighede en sekere teologiese aspekte van hierdie brief, meen heelwat geleerdes dat dit in 'n latere stadium deur 'n toegewyde volgeling van Paulus in die naam van sy leermeester geskryf is. Nietemin is daar goeie oorwegings vir die aanvaarding van die tradisionele standpunt dat Paulus die outeur van hierdie brief was, en daarby staan ek vas, Paulus as outeur. Die brief is gerig aan Titus, 'n jarelange en getroue medewerker van Paulus. Paulus het hom in Krete agtergelaat om bepaalde reëlings vir die goeie funksionering van die gemeentes te tref. Na afhandeling van sy opdragte moet hy Paulus vir die komende winter in Nikopolis ontmoet. Titus 3 vers 12. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, haas jou om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Paulus se opdrag aan Titus is dat hy moet toesien dat die regte ouderlinge in die onderskeie gemeentes aangestel word, Titus 1, 5-9. Verder moet Titus teen die dwaalleraars optree, Titus 1, 10-16, en pastorale leiding gee oor hoe die gelowiges teenoor mekaar en in die samelewing moet optree, Titus 2, vers 1-15 en Titus 3, vers 1-11. Paulus tref ook 'n aantal praktiese reëlings, Titus 3, vers 12-13. Soos in 1 Timoteus gaan dit in Titus om die regte bediening, die verkondiging van die suiwer leer en 'n voorbeeldige Christelike leefstyl. Paulus tree as mentor op om aan Titus leiding te gee oor sy optrede in die betrokke gemeentes. Ons stop dan ook net hier vir vandag. Dit was 'n mondvol gewees. Ek hoop dat u hierdie bekertjies koue water baie geniet het. Ontvang die seën van ons groot almagtige God. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou oplig en aan jou vrede gee. Tot volgende keer, wees geseënd en onthou, Jesus en ek is baie lief vir elkeen van julle. Ja, amen.